graag vanoggend met julle praat oor genadetyd. Toe ek net leer bestuur het my pa vir my geleer, jy vertrou nooit iemand anders se flikkerlig nie. Jy wag eers tot hulle draai en dan ry jy. En 2 weke terug te vertrou ek 'n flikkerlig. En ek sien die flikkerlig en ek dink ek gaan en toe ek gaan, toe sien ek hy gaan nie draai nie. En ek is ijskoud en ek voel al die slag. Dis asof ek vries in die oomblik. En ek voel hoe tref hy my hier op my deur. Ek kan dit al sien in my geestesoog gebeur. En die volgende oomblik, ek is oortuig. Dis net die Heilige Gees. Dit was net my beskermengel. Toe trap my voet petrol. En ek gaan oor en ek voel met 'n haarbreed hoe mis hy my hier agter. Maar dis een van daai oomblikke wat alles in jou so bewe. Jy skrik so groot. En toe ek daar wegry, toe besef ek, dit is nou genadetyd. Ek kon nou dood gewees het. Ek weet nie of een van julle al daai ervaring gehad het, dalk in 'n motor, maar dalk was jy by 'n dokter en jy het vir baie slegte nuus gewag en dit was op die ou end nie so erg nie. En jy besef, dit kon baie anders gewees het nou. Ek kon nou in 'n ernstige ongeluk gewees het of ek kon dood gewees het. Ek leef nou op genadetyd. Ek dink nie ons besef altyd hoe baie die Here ons beskerm van goed nie. Ek dink daar gebeur goed in ons lewens wat ons eers eendag in die hemel sal weet. Daar die Here my beskerm, daar die Here my beskerm, daar die Here my beskerm. En ek wil vandag vir jou sê, pappa, mamma, oupa, ouma, moet nooit ophou bid nie. Ek weet my ma bid elke oggend vir ons almal en ek dink daai oomblik toe sy bid, toe trap my voet petrol en toe maak ek dit net verby. Daar's krag in gebed. En ek glo die Here beskerm ons baie. Maar ek het 2 weke terug net weer besef hoe broos is die lewe en hoe vinnig kan alles verander. Job het geweet waarvan hy praat toe hy sê in Job 14 vers 1 tot 2. Hoe broos is die mens, hoe kort is sy lewe. Soos 'n blom bloei dit vir 'n oomblik en verwelk, soos die skadu van 'n drywende wolk, so verdwyn dit. Ek het 'n prentjie vanoggend hier van 'n drywende wolk. Dis die agtergrond van vanoggend. En as jy nou mooi sien jy die skaduwee hier op die see van hierdie drywende wolk. Ek het so 'n bietjie gaan geografie navorsing doen hierdie week en ek het gelees, hulle sê die wetenskaplikes, 'n wolk se leeftyd is enigiets van 'n paar sekondes tot 'n paar dae, afhangende van die wolk, hoe hoog hy is, allerlei wetenskaplike goed wat inspel op dit. Maar toe lees ek op een van die websites, die gemiddelde leeftyd, hoe lank 'n wolk leef, is tussen 10 en 15 minute. Dis die gemiddelde leeftyd van 'n wolk. Tussen 10 en 15 minute gooi hy 'n skaduwee, dan beweeg hy aan, 'n drywende wolk. Dit gaan so gou verby. Ek dink enigiemand van julle wat al 'n geliefde aan die dood afgestaan het, weet, die lewe is altyd te kort. Dit gebeur altyd te vinnig. Dit gaan altyd te gou verby. In my ma se kamer hang daar so 'n mooi foto van my pa, waar hy met 'n lime milkshake sit en net so groot glimlag. En ek is amper elke dag loop ek by daai foto verby en as ek by hom verbyloop, dan moet ek vir hom smile want hy smile vir my, want hy lyk so happy daar. My pa is op die 23ste Oktober 2023 oorlede, is vandag presies 17 maande terug. En as ek by daai foto verbystap, moet ek sê daai rou seer is al bietjie beter, maar die gemis is daar. Die verlang is daar. En die laaste ruk vang ek my gedurig deurdat ek verskriklik terugdink aan my kinderjare. Ek weet nie of dit my 2 weke terug se near-death experience is nie, maar ek dink vreeslik baie aan my kinderjare. En toe ons kinders op skool was, nog in die laerskool en ek dink tot hier in my hoërskool daar, het ons altyd in Durban gaan vakansie hou. Dit is lank gelede toe Durban nog cool was. Toe het ons in Durban gaan vakansie hou. En as julle Durban ken, net so oor kan die Malibu Hotel op die strand, was daar so 'n ronde gebouetjie op die strand. Hy was eers so rooi en toe blou geverf en daai ronde gebouetjie was altyd die vermaak van die vakansie. Daar het hulle musiek gespeel en die kinders geëntertain en speletjies gespeel en kompetisies gehou. Nou ons het altyd op die strand naby daai gebouetjie gaan sit. En dan net so op die walkway waar daar so 'n paadjie langs die strand is, was daar 'n gebou wat spookasem en toffieappels en roomys verkoop het.
En dan in Durban het ons gaan pad speel. En onthou julle die Minitown, julle wat onthou van lank gelede, die Minitown in Durban, die kabelkarretjies en daai stampkarre daaronder. Ja, kan julle, ek sien party van julle het ook in Durban gaan vakansie hou. En ek dink vreeslik terug aan dit en as ek terugdink aan dit, dan verstaan ek wat Job bedoel. Dit voel vir my asof dit soos 'n skaduwee was. Dit het so gou verbygegaan. As jy terugdink aan jou kinderjare en jy dink aan jou vakansies wat jy gehad het saam met jou gesin, dit voel soos 'n drywende wolk. Dit het net so gou gegaan. Dit is so vinnig verby. Toe ek voor die kar inry, toe my eerste gedagte was, amper is ek nou by pa. En toe besef ek, my hemelse pa en my aardse pa wag daar in die hemel vir my. Mercy Me is 'n band wat 'n liedjie sing en die liedjie se naam is Homesick. En in hierdie liedjie sing hulle, partykeer, as dit so wild raak hier op aarde en dinge is nie lekker nie, dan raak ek so homesick vir die hemel. Want ons van my mense daar, en my koning is daar, en my Jesus is daar, en partykeer verlang my hart so om soontoe te gaan. En ek moet nou eerlik vir jou sê, ek kan nogals verstaan, dat daar 'n homesickness in ons harte kan wees as kinders van die Here. Want hierdie ou lewe is wreed, en is nie altyd lekker nie. En partykeer as ek verby my pa se smile loop daar in die kamer, en dink ek dink is baie lekkerder daar waar hy nou is. Al hierdie ou worries en probleme is verby. Ek moet nou nie verkeerd verstaan nie. Ek wil nog eendag skoonma word en ek wil nog eendag ver in die toekoms 'n ouma word. Ek wil nog daai goeie beleef eendag. Maar ek is nie bang om hemel toe te gaan nie. Ek dink dit moet 'n wonderlike plek wees. Ek verstaan so ietsie wat Paulus vir ons leer in Filippense 1. Filippense 1 vers 21 tot 24 sê, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Dis verreweg die lekkerste om by Jesus te wees. Toe hulle nou so die begrotingsrede het en hulle praat oor die BTW wat nou moet opgaan en die rentekoerse bly dieselfde, toe dink ek, my pa het altyd nuus geluister. Hy kon altyd vir ons sê, die petrolprys gaan môre op, julle moet gaan petrol ingooi. Of hy het altyd geweet wat aangaan. Nou het hy nie 'n saak met die BTW, die petrolprys, die rentekoers. Hy worry niks meer oor hierdie dinge nie. Daai is verby, dit maak nie meer vir hom saak nie. Die ou stikkende gebroke wêreld en al sy dinge het vir hom verbygegaan. Maar ek en jy is nog hier. En as ek en jy nog hier is, het ons so mooi geleer in hierdie kursus van Oom Bruce, beteken dit dat die Here wil hê ons lewens moet nog vrugte dra. Paulus gebruik dit so mooi, die vrugtevolle arbeid. Ons moet nog vrugbare arbeid verrig. Ons is nog hier met 'n doel. Die Here het ons aarde toe gestuur om 'n werk vir hom te doen. En deel van daai werk is om vrugte te dra vir hom en om goeie werke te doen. En ek hoop een van my goeie werke gaan wees om Bybelstories vir my kleinkinders te gaan lees eendag. Ek hoop ek gaan my jongste ook sien groot word en ek hoop daar diep binne in sy hart het hy nog sy mamma nodig. Ek hoop dit is deel van my werk op aarde nog. En ek glo vanoggend dit wat ek nou doen om hierdie woord uit die hart van die Here met jou te deel. Is deel van die vrugte wat ek moet dra om vir jou te sê vandag. Ons almal is op genade tyd op hierdie aarde. Dit gaan baie vinnig verby. Wat is die vrugte wat jy moet dra in jou lewe? Wat is die vrugte wat jy nog voor op hierdie aarde is? Paulus skryf ons in Efesiërs, dan gee hy vir ons so 'n bietjie 'n idee wat hierdie vrugte behels. In Efesiërs 5 vers 15 tot 17 sê hy, wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Ons het 'n keuse wat ons met ons tyd doen. Ons kan dit mors en onverstandig wees. En ek wil jou 'n bietjie vra, dink net aan hierdie week wat verby is.
Van laas Sondag toe dit so vreeslik gereën het tot vandag, hierdie week wat verby is. Hoe baie tyd het jy gemors? Hoe baie tyd het jy die beste gemaak van die geleentheid? Wat het jy in hierdie week wat verby is, net hierdie week wat verby is met Jesus gedoen? Het jy stilte tyd gehou, het jy Bybel gelees, het jy gebid, het jy goeie werke gedoen, het jy sy stem gehoor, was jy met sy wil besig? Paulus skryf in Efesiërs, probeer hard om te weet te kom wat is God se wil. Was jy in hierdie week wat verby is in God se wil vir jou lewe? Was jy besig om te doen wat God wil hê jy moet doen in jou lewe? Ek dink ons mors so baie van die genade tyd wat God vir ons gee. Ons het 'n keuse. Ons kan verstandig lewe, ons kan God se wil soek en najag, of ons kan maar net aangaan. Just go with the flow. En ons mis al die vrugte wat die Here wil hê ons moet dra in ons lewens. Hoe weet jy wat is God se wil vir jou lewe? Hoe kan jy uitvind wat is God se wil vir jou lewe? Ons as groot mense het 'n manier om dinge baie complicated te maak. Jong, jy moet vas en jy moet bid en jy moet joernaal skryf en jy moet die Bybel ten minste 3 keer deurlees en dan moet jy wag dat iemand profeteer oor jou en dan moet jy 'n engel sien en dan sal jy weet wat God se wil vir jou lewe. Ons wag die hele tyd vir iets om van buite af vir ons te sê wat is God se wil. En terwyl ek dink dis eintlik baie eenvoudig, het die Here dan nie self vir ons gesê ons moet soos kindertjies word nie. Matteus 18 vers 3 sê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Dalk overcomplicate ons net God se wil. Dalk is dit regtig eenvoudig om in God se wil te lewe. By ons Bybelstudie die laaste paar weke het ons op 'n Woensdagoggend met die vrouens gepraat oor 1 Tessalonisense. En 1 Tessalonisense 5 is daai gedeelte wat sê, ons moet wakker wees want Jesus gaan terugkom soos 'n dief in die nag. En dan gaan hy aan in 1 Tessalonisense en hy verduidelik vir ons waarmee moet ons besig wees as Jesus terugkom. Hy kan enige tyd terugkom, hy kom soos 'n dief in die nag, enige tyd terug om ons te kom haal, of dit nou jou dood gaan wees en of dit sy wederkoms gaan wees, dit kan enige tyd gebeur. So jy moet so lewe dat jy gereed is as hy kom. En dan skryf Paulus vir ons daar, waarmee moet jy besig wees? Wat is God se wil vir jou lewe? En dis regtig nie te moeilik nie. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wil jy weet wat God se wil? God wil hê jy moet happy wees. God wil hê jy moet bly wees. God wil hê jy moet gelukkig wees. Jy moet joy in jou lewe hê. Jy moet vreugde hê. Dis een van die vrugte van die Heilige Gees. God wil hê jy moet die lewe wat jy op hierdie aarde het geniet. Jy moet in die oomblik wees en gelukkig wees. En ek weet hoe dink ons, jy kan maklik nou vanoggend daar sit en sê, jy het nie 'n idee waardeur gaan ek nie. Jy weet nie wat op hierdie stadium in my lewe aangaan nie. Ek het absoluut niks om oor gelukkig te wees nie. Nee, jy's verkeerd. Jy het baie om oor gelukkig te wees. Ek wil graag vir jou 'n Kersfeesteksie lees. As jy hierdie vers hoor, dan dink jy sommer aan Kersfees. In Lukas 2 vers 10 tot 11 staan daar, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Ek en jy, as kinders van God, het groot rede om bly te wees. Jesus het aarde toe gekom, sodat ons hemel toe kan gaan. Dis waaroor ons kan bly wees. Wil jy nie vir Jesus 'n handeklap gee nie? Moenie ooit weer dat die duiwel vir jou jok nie. Moenie ooit weer dat die duiwel vir jou sê, ek het niks om oor bly te wees nie. Jesus het aarde toe gekom. Dis waaroor ek en jy kan bly wees. Hoor wat skryf Lukas vir ons verder in Lukas 10 vers 20. Wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Ek en jy het rede om bly te wees, want al hierdie swaar, al hierdie moeilik, gaan verby. Daar's 'n ewige lewe wat vir ons wag. Wees altyd bly. Dis God se wil vir jou lewe, dat jy moet bly wees. Dat jy iets sal soek om oor bly te wees. Dat jy sal bly wees in die wete, dat jy het 'n verhouding met Jesus.
dat jou liefde vir Jesus vir jou genoeg rede sal wees om bly te wees. En dan gaan hy aan en hy sê, bid sonder ophou, bid altyd. Ek glo iemand wat die hele tyd bid, as jy opstaan, as jy, môre Jesus, as jy gaan slaap vanaand, good night Jesus, wat die hele tyd besig is om te bid. Ek weet jy het jou spesiale gebedstye, wat jy nou bid vir jou mense, maar wat die hele tyd in kontak is met Jesus, wat bid vir 'n parking reg voor die deur, wat bid vir enige iets wat in jou gedagtes aangaan, enigiets wat jou pla. Die woord sê, selfs ons versigtiging is 'n gebed. Here help. Here help my, gee my genade, gee my wysheid. As jy die hele tyd bid en daai lyn is oop, daai kommunikasie is oop, dan is jy in die wil van die Here. Want jy maak hom deel van alles, van elke dag, van elke oomblik in jou lewe. Ek glo wanneer jy die hele tyd bid, is jy ook die hele tyd in kontak met die Heilige Gees om sensitief te wees as hy vir jou wys waar kan jy vrugte dra. Om te luister na die fluister van sy Heilige Gees stem. Want as ek heeltyd in kontak is met hom, dan hoor ek ook sy stem duideliker in my lewe. 'n Rukkie terug het ek 'n tannie begrawe wat baie aktief was in haar vroeë jare en baie beteken het vir die koninkryk van die Here. En toe ek voorberei vir haar diens, toe kry ek in my gedagtes hierdie prentjie van 'n skatkis. Julle onthou die Pirates movies, prentjies van die Pirates, dan is dit hierdie skatkis met die ronde deksel. En ek sien in my gedagtes hoe hierdie deksel van die skatkis oop is en dis vol skatte. Dis net goud en edelstene in hierdie skatkis. En ek verduidelik vir hulle daai dag, ek dink hierdie tannie is op hierdie oomblik in die hemel besig om haar skatkis uit te pak. Want sy het so baie vir Jesus gedoen toe sy op aarde was. Sy het so baie skatte opgestuur. Daai skatkis is oorlopends te vol. En my boodskap daai dag by die begrafnis, en dalk moet ek dit net vanoggend vir jou ook vra is, hoe lyk jou hemelse skatkis? As jou genadetyd uitloop, en jy kom by Jesus, is daar darm ietsie in daai skatkis? Loop hy oor van al die goeie dade, van al jou gehoorsaamheid, van alles wat jy vir God gedoen het? Of is jy soos Efesiërs sê, besig om onverstandig te lewe, jou tyd te mors, nie jou geleenthede te gebruik nie, en daar wag net mooi niks in jou hemelse skatkis vir jou nie? Hoe vol is jou hemelse skatkis? En dis nie moeilik nie. Moenie laat die duiwel vir jou kom vertel, jy moet eers geestelik op daai level wees. Dis baie moeilik om die Here se wil te doen nie. Dis eenvoudig. Ek wil vir julle vertel wat het die laaste paar maande met my gebeur. Ek was gewoond om in die oggende altyd 2 kosblikke te pak, toe Isene nog in die huis was, en toe trek hy moes nou uit die huis uit in die begin van die jaar, so nou maak ek in die oggend net 1 kosblik vir Janko skool toe. En nie elke oggend nie, maar so af en toe, so 2 keer 'n week dalk of so, dan voel ek in my hart, ek moet 'n ekstra kosblik pak. Dan pak ek Janko se kosblik, en dan pak ek 'n sakkie, met 'n broodjie in. Ek het gedink dat julle net mooi weet, dis nie complicated om die wil van die Here te doen nie. Ek is sit in hierdie sakkie wat ek in Janko se kosblik sou gesit het. 'n Pakkie chippies, paaseiertjie. My kind like van appels, is 'n appel in, en 'n broodjie. Sy toebroodjie, skus julle kan nie sien nie. En 'n koringkorreltjie. En dan sit ek dit in die kosblikkie, en dan bid ek, as ek ry, op pad skool toe, op pad kantoor toe, Jesus, wys vir my, vir wie kan ek vandag net seën met 'n ou kospakkie. En jy sal nie glo hoe gebless is ek nie. Elke oggend is die Here so getrou, daar's iemand anders wat ergens langs die pad staan, en wat so dankbaar is, net vir 'n kosblikkie. Weet jy wat het ek gedoen? Ek het vrug gedra. Dis so eenvoudig soos dit. En ek doen dit nie elke dag nie. Maar as dit op my hart lê, dan doen ek dit. Dis nie moeilik om die Here se wil te doen nie. Jy kan 'n broodjie smeer en vir iemand langs die pad gee, en jy maak vir jou 'n skat in die hemel bymekaar, en jy's gehoorsaam aan hom, want jy's die heeltyd in kontak met hom. Die laaste ene is, wees in alles dankbaar. Ons weet dit. As kinders van die Here het jy dit definitief al ergens in 'n preek gehoor. Ons moet dankbare mense wees. Dis een van ons waardes by Dynamika, is ons sê dankie. William Barclay sê die volgende, hy sê, if we face the sun, the shadows will fall behind us. But if we turn our backs on the sun, all the shadows will be in front. As jy jou fokus op Jesus sit,
dan sien jy nie eers die donker kolle van skade wees nie, want jy sien net die lig van Jesus, en jy's dankbaar vir wie hy in jou lewe is. Maar die oomblik as jy jou rug op Jesus begin draai, dan sien jy net die donker skaduweekolle en dit raak jou fokus. En jy sien net die swaar en die swaar kry in die donker. As jy jou oë op hom vestig, is daar 'n dankbaarheid in jou hart en jy sien die lig van Jesus raak. Hou jou oë op Jesus. 2 jaar terug het ons so 'n groepie, al die voltydse pastore se vrouens en ons vrouens wat voltyds by die kantoor werk het 'n groepie en ons kom redelik gereeld by mekaar sommer net om bietjie te kuier en geestelik tyd saam te spandeer. En 2 jaar terug het ek vir elkeen van ons so 'n gratitude journal gekoop. En dit was in 2022 en ons het begin om hom in te vul. Dis 'n hele jaar wat dit jou vat om hierdie boekie in te vul. Goed waarvoor jy bid, goed waarvoor jy dankbaar is. Elke dag het so 'n vraagie wat jy moet invul en neerskryf. En dit het so perspektief en fokus in my lewe verander en van die ander vrouens wat ook getuig het van wat dit in hulle lewens beteken het. En die 27ste Februarie het Charlene verjaar en ek bel haar daar in die Kaap en ons gekuier en gesels omtrent en sy begin praat oor die gratitude boekie en sy sê jy sal nie glo in die 2 jaar van 2022 tot vandag hoe die Here begin om gebede te verantwoord en hoe die Here voorsien het. En as ek terugblaai en ek gaan kyk wat het ek daar geskryf, dan kan ek nou met 'n rooi pen my antwoorde gaan skryf en net dankie sê. Dankbaarheid is 'n lewenswyse. Dis iets wat jy jouself moet aanleer. Ek gaan nie na die skadukolle kyk nie, dan beteken dit my fokus is nie op Jesus nie. Hou jou fokus op hom. Dis nie moeilik om God se wil te doen nie. Wees bly. Smile net gou, julle lyk vir my kwaai. Wees bly, bid en wees dankbaar. En jy's alreeds 'n tree in God se wil vir jou lewe. So, my boodskap vandag is, ek en jy leef in genadetyd. Dit kan so vinnig gebeur dat ons lewens verander. Wat doen jy met die genadetyd wat jy het? Is jy besig om jou tyd te mors? Is jy besig om te speel met God se genadetyd in jou lewe? Of is jy besig om vrugte uit te deel? Is jy besig om 'n lewe te leef wat vrugtevolle arbeid het? Is jy besig om elke dag waar jy ook al kom, jou vrug met mense te deel? As jy naby my kom, mag jy 'n vrug kry van Jesus se liefde in jou lewe. Mag ons vrugbare lewens leef, sodat ons 'n vol skatkis eendag in die hemel het wat vir ons wag. Ek wil jou vra vandag, is jy gereed? Is die lewe vir jou Christus en is die dood vir jou wins? Of is daar so 'n stukkie vrees in jou hart as jy dink aan die dood? Die Here het op my hart gelê om hierdie diens af te sluit met 2 uitnodigings. So ek gaan eers vra, wil jy asseblief almal julle oë toemaak nie? En heel eerste wil ek 'n uitnodiging maak vir almal wat vandag weet, as dit my beurt was om vandag 'n flikkerlig te ignoreer en voor 'n kar in te ry, sou ek verseker nie reg wees om vir Jesus te ontmoet nie. Ek kan nie sê ek is homesick vir die hemel nie, ek is eerder bietjie bang, want ek weet ek is nie waar ek moet wees nie. Ek is nie gereed om te sterf nie, ek is bang vir die dood. Ek is nie opgewonde om voor Jesus te staan nie, ek wil nie in sy oë kyk nie, ek kry te skaam. As dit jy is, ek wil vandag vir jou sê, die Here het van die begin van hierdie diens af gesê, hy is ons genade. Sy genade het jou vandag kerk toe gebring. Hierdie is 'n draaipunt vir jou. Jy kan nou in een gebed sê, Jesus, vergewe my. Gee my vrede met U. Hy het aarde toe gekom sodat jy hemel toe kan gaan. Dis die grootste blydskap wat daar is. Ek wil nou 'n uitnodiging maak terwyl almal se oë toe is. As jy weet in jou lewe, jy is nie waar jy moet wees met Jesus nie, gee ek jou nou kans, wil jy nie jou hand opsteek nie. Ek wil graag saam met jou bid. Ek sien oral hande. Oral is daar hande. Dankie, as jy hom opgesteek het, kan jy weer laat sak. Dis een gebed wat ek nou vir jou gaan bid, wat jy in jou hart kan saam bid, maar dan is dit 'n omdraai. Dis 'n keuse om te sê, Here, ek gaan nie aangaan soos wat ek aangegaan het nie, want dan gaan ek maar net bly waar ek nou is. Here, ek gaan kies om nader aan U te groei. Ek gaan kies om te bid, ek gaan kies om my Bybel te lees, ek gaan kies om heilig te leef, ek gaan kies om my geleenthede te gebruik. Dankie dat ek vir elkeen kan bid wat hulle hande nou opgesteek het, Jesus, en dankie dat U genade is so groot.
dat U vanoggend sonde skoon was, dat U vergewe en harte vry maak. Dankie dat U gesterf het aan 'n kruis, sodat ons vrede kan hê met God. En dis wat ek bid, dat daar vrede sal kom in elke hart. Elkeen wat vanoggend hierdie geloofsbesluit geneem het om hulle hand op te steek en sê, Here, ek wil regmaak met U. Dankie as ons een tree gee, dan hardloop U ons tegemoet soos die verlore seun se pa, en U gryp ons in die arms en U hou U kinders teen U bors vas. Dankie vir elkeen wat regmaak met U vandag. Mag hierdie 'n draaipunt wees, 23ste Maart 2025, die dag toe ek reggemaak het met Jesus. Vrede in my hart gekry het met God en my genadetyd reg begin gebruik het. Seën elkeen, gee hulle daardie selfdissipline om hulle lewens te rig op U, om na die son te kyk en die skade weer agter hulle te los. In Jesus se naam. Amen. Nou wil ek jou nooi. As jy soos ek is en jou begeerte is, Here, ek wil so graag vrugte dra. Ek wil so graag 'n lewe wat vir U aanvaarbaar is, waaroor U trots is. Ek wil so graag skatte in die hemel bymekaar maak. Ek wil graag eendag daar kom en ek wil hoor, well done, jy het so goed gedoen, ek is so trots op jou. Ek wil hierdie tyd gebruik, ek wil so graag daardie lewe wat kan sê, as ek moet doodgaan, is dit vir my 'n wins, want dan wag Jesus daar vir my met my skatkis. As jy vandag saam met my wil sê, Here, help my om sensitief te wees vir U Gees. Wanneer moet ek 'n broodjie pak? Wanneer moet ek iemand bel? Wanneer moet ek 'n koffie gaan drink saam met 'n vriendin? Help my om daai stem te hoor. Help my om vrugte te dra in my lewe. Help my om nog meer in U wil te leef. As jy dit is en jy sê vanoggend, Here, hier's ek wil meer vrugte dra vir U. Wil jy nie saam met my opstaan nie? Kom ons staan en ons vra dit vir Jesus. Here, U ken ons harte. Dis ons begeerte om vrug te dra vir U. Dis ons begeerte om in U wil vir ons lewens te leef. Help ons om bly te wees, om dankbaar te wees, om gedurig te bid, om sensitief te wees vir die Heilige Gees, om die geleenthede wat U ons pad langs stuur, raak te sien, aan te gryp, verskil te maak in hierdie wêreld. Praat duidelik met ons Heilige Gees. Ons wil eendag 'n skatkis in die hemel hê, vol skatte van al die goeie werke wat ons opgestuur het. Help ons hiermee asseblief, Heilige Gees. Dankie dat ons vandag kan sing. U is ons genade vergister. U het ons sonde vergewe. U is die krag wat ons nodig het om vandag in U wil te lewe. En U is ons hoop van môre. In Jesus se naam. Amen.